Goeiemôre by Inspireer en ons is hier by die tweede oggend, dis nou Woensdagoggend en man, ek is baie opgewonde want ons kan baie keer bang wees vir die toekoms en ons vrees dikwels verandering. Jesaja skryf in Jesaja 45 vers 2: Ek sal voor jou uitgaan en berge geluid maak, ek breek bronsdeure oop en slaan ystertralies stikkend. Dit voel baie keer, ons het dalk bietjie visie vir die toekoms, maar ons weet nie lekker hoe om daar te kom nie. En ons is onseker oor môre. Ek sê net nou die dag vir mense in 'n begrafnis, hoe ons voel oor die verlede bepaal hoe ons die toekoms sal ingaan. Maar baie keer, omdat ons nie klaargemaak het met die verlede nie, sukkel ons met die toekoms en dit beïnvloed selfs vandag. Ons weet nie hoe om te lewe vandag, want ons verstaan nie altyd dat daar is konstante verandering en ons vrees die verandering. Dit bring my by die woorde van Jesus in Matteus 6. Hy sê, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. En dan sluit hy af, vers 34, want elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ons moet nie bekommerd wees oor môre nie, want die Here sorg vir die mossies, hy sorg vir die lelies in die veld. Hy sê self Salomo in al sy heerlikheid was nie geklee soos een van hulle nie. So ek wil vandag vir jou kom sê, al verander alles rondom jou, moet nooit bekommerd wees, moet nooit verandering vrees nie, want die Here in die verandering kyk hy na jou. Hy sal die traliehekke en goed oopbreek wat in jou pad staan, indien jy saam met hom hierdie pad van die lewe loop. Kom ek bid saam met jou vanoggend. Onse Vader, Here, as daar iemand is wat die toekoms vrees, laat ons die rede gaan soek. Miskien lê die rede in die verlede. En dat ons net die toekoms in U hand kom gee. Dankie dat U vir ons sal help om die toekoms te leef. In die naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n lekker dag hê.